OK, kom ons duik dadelik in. Vandag kyk ons na die uiteindelike dramatiese stamboom van moderne kuns. Vir daardie groot eksamen wat voorlê, moet jy presies verstaan hoe kunsgeskiedenis van die laat 19de en vroeë 20ste eeu afgespeel het. En glo my, die maklikste manier om dit alles te onthou is om daaraan te dink as een massiewe realiteitstelevisiereeks. Letterlik elke nuwe kunsbeweging is net 'n wilde rebellie teen die reëls van die generasie voor hulle. Hierdie briljante aanhaling van Henri Matisse stel die toon van ons drama absoluut perfek. Hy het gesê, as ek groen skilder, beteken dit nie gras nie, as ek blou skilder, beteken dit nie die lig nie. Wel, dit som daardie onverskrokke houding op, of hoe? Die kunstenaars het die vervelige werklikheid en streng akademiese reëls heeltemal by die venster uitgegooi. Hulle was heeltyd besig om bestaande reëls te breek om iets totaal nuuts en vars te skep. So, hier is ons padkaart vir vandag se episode sodat jy glad nie verdwaal nie. Ons begin by impressionisme, dan kyk ons na die post-impressioniste, die fauviste, die ekspressioniste en uiteindelik sluit ons af met kubisme. Reg, kom ons spring weg. Seisoen 1. Ons begin in die 1860s met die oorspronklike rebelle, die impressioniste. Terug in die 1860s het hierdie ouens besluit hulle is heeltemal klaar met donker, bedompige ateljee's en die belaglike streng reëls van die amptelike Franse salon. So, vir jou eksamen, hier is die deurslaggewende punt. Hulle het alle reëls gebreek om daardie vlugtige oomblikke van lig te van. Hulle het en plein air begin werk, dis nou in die buitelug, om die vreugdevolle alledaagse lewe te skilder. Hulle het kort kwashale gebruik en die kleure opties op die doek laat meng. En hier is die massiewe skandaal. Hulle het swart verf letterlik verban. Geen swart nie. Skaduwees was skielik donkerblou of pers. Dis net lig, kleur en pure vreugde. Ons skuif aan na seisoen 2, die splintergroep, wat ons ken as post-impressionisme. Teen en by 1888 ontmoet ons hierdie absolute divas. Hulle het almal gevoel impressionisme is net so 'n bietjie te oppervlakkig en sonder struktuur, so elkeen van hulle is in hul eie unieke rigting. Vir die eksamen, dink aan hulle as 'n drama-driehoek. Eerstens is daar Paul Cézanne. Hy was behept met vorm en struktuur uit dinge letterlik tot basiese metkundige vorms afgebreek. Dan is daar Vincent van Gogh, gedryf deur intense emosie, wilde kwashale en daardie hele mitte van die getuisterde buitestander. En derdens Paul Gauguin, wat hierdie onnatuurlike plat kleure en harde buitelyne gebruik het vir massiewe simboliese betekenis. Hierdie 3 ouens het basies die deure oopgeskop vir alles wat in die 20ste eeu sou gebeur. Dit bring ons by seisoen 3, die trolle en die wilde diere, oftewel fauvisme. Weet jy, 1900 in Frankryk was 'n tyd vir groot skandale. By die herfsalon het 'n groep jong kunstenaars se skokkende gebruik van kleur die kritici letterlik laat steier. Een spesifieke kritikus, Louis Vauxhall, het 'n klassieke standbeeld gesien wat omring is deur hierdie helder, skreeuende skilderye en hy roep uit: Donatello au milieu des fauves, wat basies beteken Donatello tussen die wilde diere. Dit was veronderstel om 'n lelike belediging te wees, maar hy, net soos regte realiteitssterre, het hulle die drama net omhels. Hulle het die naam gevat en boom, die fauvisme beweging was amptelik gebore. Kyk bietjie na Henri Matisse se The Green Stripe. Kan jy glo daardie dik, skokkende groen streep reg in die middel van sy eie vrou se gesig was destyds gesien as 'n absolute belediging vir vroue. Maar Matisse was besig met 'n baie belangrike terugslag hier. Hy bewys dat kleur heeltemal arbitrêr is. Kleur hoef nie meer die werklikheid na te boots nie, reg? Dit dien net om emosie en 'n dekoratiewe krag uit te druk. Dit was die absolute bevryding van kleur. So, terwyl dit in Frankryk gebeur, beweeg ons na seisoen 4, die angstige tieners, Duitse ekspressionisme. Terwyl die Franse vrolike wilde kleure verken, is Duitsland basies die angstige tieners van kunsgeskiedenis. Tussen 1905 en 1914 was hulle heeltemal gedryf deur die uiterste politieke spanning en die naderende Eerste Wêreldoorlog. Luister mooi, vir jou eksamen moet jy die 2 faksies binne Duitse ekspressionisme baie duidelik onderskei. Aan die een kant het ons die Brokke, gebaseer in Dresden. Hulle kuns was hard, hoekig en regtig klaustrofobies, 'n intense sosiale kritiek beïnvloed deur ou middeleeuse houdrukke. En aan die ander kant is daar Der Blaue Reiter uit München. Hulle was heeltemal anders, baie meer internasionaal, spiritueel, liries en romanties georiënteerd en absoluut gefassineer met die innerlike lewe. En as bewys,
Kyk net na hierdie perfekte voorbeeld van daardie der Blauwe Ruiter faksie, Frans Marx se Blou Perde uit 1911. Dit vang daardie romantiese en spirituele soeke so mooi vas. Omdat Marx heeltemal ontnugter was met die mensdom, het hy diere begin sien as die laaste ware simbole van onskuld. 'n Tipe utopie wat ons as mense reeds verloor het. En die kleur blou. Vir hulle was blou 'n diep manlike en spirituele kleur. Dis absoluut emosiebelaai, verseker, maar heeltemal anders as daardie aggressiewe harde kuns van die Brieke. Wat ons bring by seisoen 5, kubisme. Dink aan Picasso en Braque se Lego-styl. In 1907 bou al hierdie rebellies uiteindelik op tot die grootste revolusie van almal. Die konseptuele verskywing hier is massief. Eksamenwaarskuwing, hierdie is kardinaal. Sedert die Renaissans was kuns perseptueel, 'n venster op die wêreld wat presies wys hoe iets lyk vanuit een vaste punt. Wel, die kubiste het daardie venster heeltemal stukkend geslaan. Hulle beweeg na konseptuele kuns. In plaas daarvan om te skilder wat hulle sien, skilder hulle wat hulle weet. Hulle breek die werklikheid op soos Lego-blokkies en wys dit terselfdertyd uit verskeie verskillende hoeke. As 'n tafel 4 pote het, wys hulle vir jou 4 pote, selfs dan kan jy dit in die regte lewe net uit een hoek op 'n slag sien. En as jy wonder waar hulle hierdie idee gebruik het, die invloed van Afrika-kuns was krities hier. Die Afrika-maskers wat Picasso en Braque bymekaar gemaak het, was nie net naturalistiese, gewone gesigte nie. Dit was vereenvoudigde, konseptuele weergawe van 'n gesig. Jy kan duidelik sien hoe Braque dit toepas in werke soos The Portuguese. Hy breek daardie gitaarspeler op in hierdie veelvoudige, gefraktureerde geometriese fasette. Die figuur in die spasie rondom hom word as dit ware in een plat patroon verweef. Nog 'n absolute sleutelpunt vir jou voorbereiding, jy moet die 2 fases van kubisme kan kontrasteer. Die eerste is analitiese kubisme. Dis waar hulle voorwerpe intensief afbreek. Hierdie werke is amper uitsluitlik monochromaties. Dink aan vaal skakerings van grys en oker, sodat kleur jou nie verhoed om die onderliggende struktuur te sien nie. En dan kom die latere fase, sintetiese kubisme. Hier begin hulle weer die beeld opbou. Hulle begin skerper kleur inkorporeer en, glo dit of nie, hulle plak letterlik stukke koerant of tou op die doek. Hulle bring regte, alledaagse materiale direk in die kunswerk in om hierdie collages te skep. Dit was 'n game changer. OK, ons is by die groot finale. Tyd vir die groot eksamen-oorsig om seker te maak jy onthou alles. Kom ons draai al hierdie drama mooi toe in een netjiese pakkie. Hier is jou uiteindelike geestelike kaart van die chaos. Dit begin alles in die 1860s met die impressioniste wat uitbreek om in die openlig met lig te eksperimenteer. Toe, in 1886, sê die post-impressioniste, nee wag, ons soek vorm, emosie en simboliek. Dan spring ons na 1905, waar die Fauviste in Frankryk besluit om kleur heeltemal arbitrair en wild te maak, terwyl die ekspressioniste in Duitsland kleur en vorm gebruik as wapens vir innerlike angs en spiritualiteit. En heel laaste, vanaf 1907, kom die kubiste om alles stelselmatig in stukkies te breek, sodat ons veelvuldige standpunte gelykertyd kan sien. En dit bring ons by 'n laaste provokerende vraag om aan te herkou terwyl jy vanaand deur daardie notas blaai. As hierdie hele massiewe tydperk in 'n kunsgeskiedenis bloot kunstenaars was wat net aanhoudend gereageer het teen die boomers voor hulle, watter onsigbare reëls is daar nog vandag oor vir jou generasie om te breek? As jy die kettingreaksie van afbreek en herbou onthou, gaan jy nie net jou eksamen heeltemal oortref nie, maar jy gaan die kunsgeskiedenis verstaan as die fantastiese, dramatiese verhaal wat dit werklik is. Sterkte met die voorbereiding.